Werk in Amerika. Ouens, weet julle wat? Dis nou daai tyd van die jaar al wat baie ouens al oorgekom het. Baie ouens is hierso vir die eerste keer, vir die tweede, vir die derde, 10de keer. Daar's ouens wat al vir 10 jaar, 15 jaar op die H2A program is, en of jy weet op die H2B program. So ouens, gewoonlik hierdie tyd van die jaar is waar jy nou al by 'n plaas begin het en jy weet het nou al die omstandighede het nou verander daar op die plaas en jy weet die klomp ouens in die huis het nou mekaar seker nou al 'n bietjie gevind of jy weet dit is dalk moeilik en of dalk is die boer moeilik of daar's hierdie omstandighede wat absoluut net buite jou beheer is, maar ouens, dis die realiteite van werk in Amerika op die H2A, H2B programme. Daar is ongelooflike moeilike situasies wat jy jouself baie keer invind. Ek vra sommer net klaar om verskoning vir die wind. Ek het nou dit so mooi windstil dag en toe ek nou kom sit het, toe begin die wind nou so 'n bietjie waai, maar daar's so baie faktore en aspekte wat jy as 'n mens ervaar as jy Amerika toe kom. Veral as jy nou by op 'n plaas gaan werk en jy moet saam met ander werkers in 'n huis bly en jy werk dalk vir 'n moeilike boer of dalk het jy hierdie groot expectation gehad van klomp geld wat jy gaan maak en nou het jy net 40 of 50 ure weke en die boer het dalk nou nie vir jou werk die hele tyd nie. Of jy's baie gelukkig en jy werk by 'n lekker boer, baie ure, jy bly dalk op jou eie of jy bly saam met ouens wat goed oor die weg kom. En ouens, ek weet, baie mense reik uit na my toe en sê, Jacques, weet jy wat, ek is op 'n moeilike plek, ek wil skuif of ek is op 'n plaas waar die boer vir my, jy weet, dinge werk nie uit soos wat die boer vir my gesê het met die onderhoud nie. Ouens, en weet julle wat, daar is ongelooflike baie realiteite en ek wil net die video spesifiek net dit uitbring dat as jy in Suid-Afrika tans is of waar ook al jy in die wêreld is of jouself bevind en jy is op soek na hierdie gesogte H2A visa of die H2B visa waar jy dollars verdien en in Amerika werk. En al hierdie sosiale media wat ons sien op TikTok en Facebook en YouTube oor Amerika en hoe glamorous dit lyk en hoe lekker dit lyk en weet julle wat, dit is maar 'n menslike ding. Jy maak video's of jy neem oomblikke af wat vir jou lekker is. Jy share jou experiences soos wat ek nou gedoen het nou die laaste 5 jaar met die H2A journey hier in Amerika, het ek gevoel ek wil vir julle die waarheid bring. Jy weet, ek wil vir julle die realiteite bring en wys van Amerika. Maar so, dit is maar gewoonlik wat gebeur is dat jy sien al hierdie video's en jy sien al hierdie social media posts, TikToks en dit lyk so glamorous, dit lyk so lekker, jy weet, ouens sit in trekkers en maak video's of jy weet, ouens sit in trokke en maak video's en ek is een van hulle. Ek is, daar's glad niks meer fout om video's te maak nie. Ek dink dit is absoluut 'n wonderlike idee om jou lewe te broadcast of om, jy weet, deel te wees van hierdie sosiale set spel wat ons afspeel hierso in Amerika en ouens, maar weet julle wat, daar is 'n groot realiteit en Amerika is 'n lucky packet. Amerika is, veral as jy die eerste keer oorkom, die tweede keer raak dit al beter, die derde keer, maar dan kry jy ook gevalle waar die ouens 4 jaar, 5 jaar, 6, 7 jaar vir 'n boer werk en die boer iets gebeur en hy kan jou nie weer terugvat nie of jy's daar en die boer het dalk verander of jy weet 'n seun het dalk oorgevat of wat ook al die geval mag wees of jy werk op 'n plaas met mede Suid-Afrikaners of buitelandse werkers. Ek nou woord gesoek vir foreign workers, maar laat ek net kan reg Afrikaans praat vir die wat sê ek meng my taal te veel, maar so jy vind jouself baie keer in 'n moeilike situasie met medewerkers of met staf of met die boer of met 'n werkgewer of wat ook al die geval mag wees, maar ouens, wat ek al lankal besef het, Amerika is nie 'n speelgrond waar jy elke dag gaan fun and games hê en jy gaan die lewe voluit geniet elke dag nie. Dit is 'n groot challenge. Om in Amerika te kom werk is net 'n absolute groot challenge. Dit is van dag 1 af vandat jy land totdat jy weer terug gaan huis toe, is alles 'n challenge. Dit is ander kultuur, dis ander mense, dis ander manier van dink. Die boere operate op 'n ander level. Hulle operate dalk nie soos jy gedink het nie. Hulle, jy weet, die mede Suid-Afrikaners, ekskuus laat ek nou sê Suid-Afrikaners, maar die mense wat jy saam in 'n huis mee bly. Mense kom nie oor die weg, die persoonlikhede clash. So, daar is die realiteite wat jy moet na kyk as jy Amerika toe kom. Weet julle wat, behuising is 'n groot ding. Ek sien baie keer, jy weet, wat boere ook doen is, hulle sal vir jou foto stuur van die behuising en dan kom jy hier, dan is dit nie so nie. Jy weet, dan bly jy in 'n kamer wat vuil is en die muurpapier dop af of daar's mal teen die mure en daar's hierdie challenges. Jy probeer die agent kontak en sê, "Jesus agent, hoor, kyk hierso, kyk hierdie foto's, kyk hierdie kondisies wat ek moet inlewe." En die agente trek dalk dan net hulle skouers op of hulle sê, "Jy moet dit nou maar net suck it up." Jy begin die wind nou waai. Ek moes nou skuif, ouens, die wind het my nou so geplaas daar onder die dakkie, so ek staan nou hier agter boom en hy keer nogal die wind, so dis baie cool. Ouens, jy moet 'n besluit gaan neem en jy moet altyd een ding onthou en ek sê dit altyd, jy weet, as ek baie keer met ouens gesels wat challenges het en goeters, is dat dit is wat jy daarvan gaan maak. Jy moet 'n besluit gaan neem en jy moet op jou knieë gaan en jy moet dankbaar wees vir die geleentheid in die eerste plek. Baie mense sien dit nie altyd as 'n geleentheid as hy in Amerika kom en is 'n slegte woonplek of dinge lyk nie lekker nie. En jy weet, dit is so en ek verstaan dit. Mense is gewoond aan 'n sekere standaard by die huis en dan kom jy hier en dan is dit dalk nou nie daai selfde standaard nie. Maar onthou hoekom het jy gekom? Die rede hoekom jy Amerika toe gekom het is om die dollars te maak. Wat is die groot dryfkrag? Ja, ons wil kom leer hier. Ons wil goed leer hierso. Dit is so. Maar op die einde van die dag is dit daai
paycheckie, daai dollars wat jy maak. So maak dit een van jou goals. Jy weet as jy 'n korttermyn goal het vir 'n week, dan as die week verby is, wat dan? Verstaan? So besluit van die begin af as jy in Amerika gaan kom en voor jy Amerika toe kom is, dis 'n lucky packet. Ek weet nie wat ek gaan kry nie. Ek weet daar's 'n sweetie in, ek weet daar's 'n speeldingetjie in, ek weet daar's 'n inkleerboekie in. Ek gaan my lucky packet vat soos ek hom kry en ek gaan hom inkleer en ek gaan my sweeties eet en ek gaan met die speeldingetjies speel. That's it, tot my kontrak klaar is. En ouens, weet hulle wat? Ja, Jock, maklik om vir jou te sê, jy weet nie wat se omstandighede ek myself bevind nie. Jy weet nie hoe dit is om saam met sekere mense te werk nie. Jy weet nie hoe dit is waar ek bly nie. Ouens, weet hulle wat? Ek is deur dit 2 jaar, my eerste 2 jaar in Amerika, ek het dit al baie genoem, is dat ek het my eerste jaar het ek in 'n trailer gebly. Die ding het uitmekaar uitgeval. Dit was langs varkhokke. Jy kan net imagine daai reuk. Die plek het uitmekaar uitgeval. Dit was vol muise en kokkerotte. As ek gaan groceries koop het vir my kas uitpak, ek weet die volgende oggend ons al gate in die bokse geëet en die groceries is aangekou en goeie so. Dis kom ek maar net begin blikkies goed koop het. Jy weet die meisie kou mos nou 'n bietjie moeiliker deur 'n blikkie. Hy kan nie deur 'n blikkie kou nie, maar ek het op my knie gegaan en ek het vir die Here gesê, Here, verander my gesindheid, verander my attitude, verander my siening. Omdat ons as mense het net daai give me, receiving mentality. Ek wil dit, ek wil dat. Die ouens, weet julle wat, as jy Amerika toe kom, is dit nie wat jy kan kry nie, dis eintlik wat jy kan gee. Dis jou attitude, dis jou siening in die lewe, dis jou smile op jou gesig. Dis keuses. Jy het 'n keuse as jy opstaan in die oggend. Ja, miskien het jy challenges by die huis, miskien het jy challenges op die plaas, jy het hierdie omstandighede ewe skielik in Amerika, jy het hierdie lucky packet oopgemaak en dis absoluut crazy. Wat gaan jy maak? Dis jou gesindheid. Ouens, en ek wil net so vinnig voordat ek aangaan en voordat ek gaan klaarmaak, is 'n baie goeie vriend van my en dis 'n life coach ook van my, Claudius. Ek sal sy inligting hierso sit. Ouens, dis baie belangrik. Vir my is dit baie belangrik om 'n life coach te hê. Ja, my groot mentor, my groot coach is ons Hemelse Vader, maar om idees van af te bounce, om partykeer 'n challenge mee te kan deel. En Claudius, dit is sy besigheid, hy's 'n life coach. Gaan check hom uit, daar sy website. As jy 'n challenge het in Amerika, hy was self ook al in Amerika. Hy het ook op die H2A program gewerk. Hy verstaan waar die ouens gaan en weet julle wat? Hy gaan nie vir jou raad gee nie, hy gaan nie vir jou advies gee nie. Hy gaan jou dalk net bietjie anders laat dink. En dis wat Claudius vir my ook doen. Ons het nou die dag gesels, ons bietjie gesels oor geld en geld maak en al daai tipe goeders en toe vra hy vir my nogal hierdie ding, wat is my verhouding met geld? Toe sê ek vir ek het nie 'n verhouding met geld. Die geld doen net wat jy weet wat ek sê hy moet doen vir my, maar so dit was 'n fantastiese gesprek wat ek en hy gehad het. Maar anyway, nietemin die ouens gaan check uit vir ou Veldskoen. Wonderlike mens, plat op die aarde en soos ek sê, dis sy besigheid. As jy voel en jy daai behoefte om 'n life coach te hê, om jou 'n bietjie meer direksie in die lewe te gee en om jou te verbeter as 'n mens, maak kontak met hom, chat met hom en jy kan vir hom sê, hey, Jock, wat die video's maak het gesê ons moet jou chat, dan sal hy vir julle 'n gratis konsultasie gee of wat ook al. Ouens, maar ja, so ek weet om net terug te kom na die omstandighede in Amerika. Weet julle wat? Ons moet baie goed in ag geneem. Daar's verskillende rates, grafieke nou weer wat hulle mos nou verlede jaar uit, daai adjustable rates. Baie ouens het teruggekom en kry minder rates. Baie ouens het teruggekom en gedink hulle gaan beter rates kry en hulle kry dieselfde rates. Baie ouens wat trokke ry vir boere, trokke ry of wat goeie rates gekry het, se rates het gesak. So dis moeilik, ek verstaan. Jy moet op die einde van die dag moet jy die besluit gaan neem. Wat is vir jou die beste opsie? Moet ek skuif? Moet ek werk soek by 'n ander ou? Moet ek dit doen? Moet ek my kontrak klaarmaak? En ouens, niemand kan vir jou sê wat jy moet doen nie. Niemand kan jou forceer wat om te doen nie. En onthou net, 'n boer kan jou nie forceer om enigiets te doen wat jy nie wil doen nie. As 'n boer na jou toe kom en vir jou sê, luister, ek het nie meer vir jou werk, jy moet vir jou ander werk kry, dan moet jy net op skrif vir hom sê, dankie meneer die boer, waardeer, maar sit net daar vir my op skrif wat jy vir my sê op 'n mail. Voordat jy dit vir jou agent en jy sê vir die agent, kyk hier is dit nou so, help my asseblief met 'n in-country transfer of weet julle wat, dis altyd net stap net die regte pad. Stap die regte roete met papierwerk. Baie ouens, jy weet, boere sê vir hulle, ek vat jou nou lughawe toe, pak jou tas en hulle laai jou by die lughawe af. En ouens weet nie wat om te doen nie. Ouens het 'n bietjie regte daar, jy weet, 'n boer kan nie net dit doen nie. Ek gee nou maar net 'n ekstreem geval, daar's baie sulke gevalle in elk geval ook. So, maar hou altyd 'n paper trail. Dis baie belangrik om dis 'n tak wat my takkie steek my hierso. Free steekie hierso op Sondag. Volg net die paper trail. So, ek dink dit is ook belangrik dat jy weet, as jy dalk 'n agent is en my goed kyk, dankie, ek waardeer dit. Jy weet, leer die ouens hierdie goed. Leer jou placements, die mense wat jy plaas, wat sê regte paper trail en die roetes om te volg en so. Maar ouens, ja, so ek dink dit is, jy weet, ek kom elke dag in aanraking met sekere situasies, daar's baie keer nuwe situasies. Nou raas die voëls, nê. Nou was dit dis vir die wind en nou die voëls. Dis so mooi hierso, ek is hier by Dimmelk Lake. Ek wil net gewys. Hy het baie water verloor, maar ek kom baie Sondag hiernatoe net om 'n bietjie stilte tyd te hou en net so 'n bietjie dalk 'n video of twee te maak en net so 'n bietjie my kop weer skoon te kry en net ons Skepper te aanbid en weet julle wat ouens, ek kan nie genoeg getuig van ons God se goedheid nie. Jy weet, God is good. Hy is absoluut die Skepper wat my hart verander het. Ek bedoel, jy weet, ek sê baie keer vir mense, ek is wat ek is, wie ek is as gevolg van hom. Wat ek het is as gevolg van hom. Wie ek is as 'n persoon is as gevolg van hom. So as daar iemand is wat 'n probleem het met my, gaan praat met die Skepper. Hy het my gemaak. So ja, dis maar waar ek kom en bietjie net lekker myself geniet hier in die natuur en jy weet, ons
is bevoorreg om party Sondae af te wees. So ek geniet die Sondae wat ek af is en dit is ook wat jy moet doen as jy ooit Amerika toe kom, is geniet jou afdag. En rus en praat met die familie by die huis en gaan ry en gaan sien plekke. Weet julle wat, ouens, jy kan nie jouself in die voet skiet as jy in Amerika werk nie. Jy kom hier na toe, jy werk hard om vir jou familie en vir mense te sorg by die huis en of vir jouself of wat ook al en geniet jouself. Gaan eet uit een keer 'n maand of een keer 'n week of whatever. Gaan koop vir jou iets nice wat jy baie graag wou gehad het. Reward jouself. Dit is ongelooflik belangrik om nie op 2-minute noodles te lewe nie en 'n pakkie mints of jy weet, eie mints, 2-minute noodles. Ja, dis cheap. Ja, mens kan eintlik baie geld spaar as jy baie slim koop. Maar jy weet, soek 'n slaghuis, soek 'n plek waar jy jou vleis kan koop wat dalk 'n bietjie goedkoper is as Walmart of die plekke waar jy jou vleis koop. Maar treat jouself, met jouself nie in die voet skiet nie. Geniet die tyd wat jy in Amerika is. Ouens, maak die beste van dit. Weet julle wat, op my en ek sê dit nou sleg experiences, maar ek het die beste van dit gemaak. Ek het in daai trailer, jy weet, daar moes ek uithou vir 6 maande en ek het 'n tweede jaar teruggegaan vir 3 maande in strooptyd. Maar ek was toe voorberei, ek het geweet dit is die kondisies en ek het saam met daai raket toe saam met nou 'n Meksikaner gebly. Great ou. Yes, ek love Meksikaners. Ongelooflike sous om mense. Hulle love kos maak. Hulle kos is heavy spicy. So maak seker as 'n Meksikaner vir jou kos maak dat jy vra net vir hom not too much chili. Want ja, ek het so die kos wat hy vir ons gemaak het, ek so geëet so en so 'n glas water so gekrap. Maar ja, dit was nou nogal eintlik van. Maar ek het myself geniet. Weet julle wat? Ek het die beste van 'n slegte saak gemaak. Ja, is maklik om te sê, Jacques, jy weet jou persoonlikheid is nou nie my persoonlikheid nie. Maar weet julle wat, ouens, ja, dit kos niks om te smile nie. Dit kos jou absoluut niks om net morning. Yes sir. No sir. Sorry sir. Thank you sir. Okay sir. Met 'n smile. Weet julle wat? Die boere, en dis een ding wat 'n boer van eendag gesê het. Hy het my gesê, Jacques, I don't understand. Are you on drugs? Are you always happy, always friendly? What is wrong with you? So sê ek, sir, I love life. I love living. It's a privilege to work. I know that there is 1,000 other guys that will take my position any day. En ouens, daai boer het, hy het my gesê, wow, I never knew it was so bad. Baie van hierdie boere weet nie hoe gaan dit in Suid-Afrika nie. Baie weet of hulle dink hulle weet, maar hulle weet nie regtig totdat iemand nou vir hulle 'n bietjie iets sê nie. So ouens, ja, ek het maar net 'n besluit geneem. Ek het plekke ontdek waarna toe kan ek gaan, soos hier in elke staat het ek nog gewerk, het ek ergens 'n plek gehad waarna toe ek kan ry of stap of en net myself gaan my uitlating gee aan die Here, my hart gaan skoonmaak vir die Here, want ek dink dis baie belangrik om nie op te krop hier in jou hart goed wat gebeur nie. Weet julle wat, as jy saam met ouens in 'n huis bly en dis nie lekker nie, een ou is dominant, ander ou is 'n narcissus of wat ook al die geval mag wees, een ou was nie die was goed of sy skorrel goed nie of jy weet, daar's altyd iets. Maak nie die toilet skoon nie, wat ook al. Het ek my gaan ontlaai by die Here en ek het na die Here toe gekom en gesê, Here, joh, dis frustrerend hierdie en ek raak so kwaad vir dit en Here, help my tog net met dit. En dan as ek klaar daai gesprek met die Here gehad het, dan het ek al hierdie weight wat op my skouers was, het afgegooi en dit was net vir my altyd dan amazing om weer my volgende week aan te pak. So, ouens, sterkte, dankie vir julle follows. Ek weet daar's baie ouens wat my video's kyk en ek waardeer dit ongelooflik. En as jy nog nie 'n follower of wat ook al is nie, slat net daai subscribe en die bell notification as ek ietsie oplaai. Ek laai baie video's op my social media, kort videoetjies ook, net dat julle kan sien wat ons doen, wat ons mee besig is. Gisterand was ons op 'n partybus, kan jy glo. Een van die ouens wat ons mee saamwerk, dit was sy 30ste verjaarsdag en hy het ons uitgenooi vir my en my buurman om saam op die bus te gaan en dit was ons het nou al hierdie klein dorpies se baartjies toe gery, mense ontmoet en dit is net incredible, jy weet, en ek weet baie Suid-Afrikaners wil nie uitgaan nie, hulle wil by die huis sit, hulle mope, hulle is sad. Ouens, weet jy wat, dis daar buite, dis daar in die lewe waar goeders gebeur, waar jy mense ontmoet. Ek het gisterand, nou wys ek julle nou net hoe awesome is die Here en hoe awesome gebeur goeders. Gisterand ontmoet ek 'n ou wat vir 'n koöperasie werk, of hy is die bestuurder by 'n koöperasie en hulle het gebruik gemaak van Suid-Afrikaners en hy is mal oor die Suid-Afrikaners en hy wil nog aanstel. Toe sê ek vir hom, begin ons 'n bietjie gesels oor klomp goeders en so en weet julle wat, dit is net nog 'n koneksie vir iemand wat in Suid-Afrika nou sit wat werk soek. Dalk help dit iemand. En dis kom ons die USA Farmer Referral ding begin het. Ek het 'n app of jy gaan op my website, hierso, die app of my website en jy gaan registreer as jy in Amerika is op H2A en jy praat met iemand oor die H2A of jy praat met 'n ander boer en hy is nog nie op die H2A program nie, gaan registreer hom hierso, gaan vul sy details in. My span sal in kontak kom met hom en hom mooi verduidelik hoe dit werk. En as hy dan nou suksesvol opsaai, dan kry jy nou 'n $500 reward en daar's klaar ouens wat dit doen. Dus jy gaan nou nie ryk word om dit te doen nie. Ek bedoel, dis nou nie 'n geldmaak storie nie, maar ek bedoel maar net ons is bereid om vir jou te reward as jy praat oor die H2A program en jy praat met boere wat nog dalk nie gehoor het van dit nie of hulle het nog nooit iemand aangestel nie. So dit help net weer 'n mede Suid-Afrikaner om ook die geleentheid te kry. So gaan check dit uit ouens en ja, so mense, dis 'n mond vol. Ek het die hele week het ek getop oor al hierdie goeters en gedink, jy weet, ek wil niemand aanvat nie, ek wil vir niemand sê wat hulle moet doen nie. Ek wil nie ooit vir iemand sê, jy weet, dis die enigste way nie, maar weet julle wat? Attitude, houding. Onthou, houding wek houding. Julle weet daai ding nie. Houding wek houding. En onthou wat jy saai, sal jy maai. Dit is
ongelooflike universele wette wat hierso werk. Jy weet, as jy die hele tyd sleg attitude, bad attitude, sleg praat, skinder, mense afbreek, afkraak. Jy saai, dis goed wat jy saai. Jy's besig om 'n force in werking te sit wat die hele tyd terugkom. En jy wonder baie keer eers hoekom is my lewe dalk nou so mislik of hoekom gebeur al hierdie slegte goed met my. Maar kyk net wat jy doen. Kyk wat saai jy, wat beeld jy uit. En ouens, weet julle wat, dit is wat ek besluit het toe ek Amerika toe gekom het. Ek was 'n besigheidsman al die jare, vir myself gewerk in Suid-Afrika, goed gedoen, sleg gedoen. COVID, heeltemal sleg gedoen. Verstaan, daar het so baie goed in my lewe gebeur dat ek moes 'n ongelooflike mindset change en 'n attitude change kry in my lewe om die lewe vir my weer lekker te maak. En ek lewe net vir die dag. Ouens, weet julle wat? Ek lewe nie vir oor 'n jaar nie. Ja, ek het baie drome, ek het baie ideale, baie goed wat ek wil hê moet gebeur oor 'n jaar of 2 of 3 of 6 maande, wat ook al. Maar geniet die dag. Smile, dit kos niks, absoluut niks om net te smile nie. Net vir iemand te sê, "Morning, how are you?" En ja, ek weet nie of julle ouens al agterkom, maar die Amerikaners is nie baie oggendmense altyd nie. Hulle, jy weet, as jy ou groet, "Morning sir, how are you?" Ja, fine, bye. Jy weet, of as jou medewerker, mede-Amerikaanse werker groet, "Yes, how are you?" Ja, of hulle groet jou dalk nie eens terug nie. Don't take offense. Moenie offended raak of ouens, weet julle wat, as ek sê, daai smile verander daai. Daai ou dink dadelik, "Jy's check hierdie ou, hy smile altyd. Wat is dit? Weet jy, hoekom is hy so?" Nee, jy het 'n besluit gemaak om so te wees. So, ouens, sterkte, kou die challenges. Worstel met die challenges, don't quit, don't give up. Moenie gaan lê nie, staan weer op. En onthou ouens, weet julle wat, soos ek sê in my omstandighede, ek weet nou, sal 1000 ouens nou my plek vat. Ek is replaceable, almal in Amerika is replaceable. Jy kan nooit dink jy werk vir 'n boer en jy's nie replaceable nie. Almal is replaceable en daar's altyd iemand ten spyte van jou omstandighede in Amerika, ten spyte van die minpay, ten spyte van jou behuising, ten spyte van die mede-Suid-Afrikaners wat jy mee moet saamwerk of wat challenges is of wat ook al. Ten spyte van alles sal daar iemand wees wat jou plek met 'n smile sal vat nou. En dis hoe ek dit sien. En ja, ek het al gedink daar sal geen Suid-Afrikaner op daai plaas kan werk waar ek al my hel gehad het nie. En wonder bo wonder, daar is mense wat beter attitudes as ek het. Daar's ouens wat meer smile as ek. Daar's ouens wat die lewe heeltemal 100% positief sien en ek doen nog nie. Jy weet, vir my is dit ook maar 'n challenge, maar jy kan 'n besluit maak net soos ek om te sê, weet jy wat, ek vat hierdie lucky packet wat ek nou gekry het en ek maak die beste van dit. En ouens, weet jy wat, jy sal 'n suksesvolle seisoen hê. Jy sal sien boere sal ook anders dan na jou begin kyk as jy jou attitude verander. Boere toets jou gewoonlik ook wat ek al gesien het. So don't give up, don't quit. En soos ek gesê het, reik uit daarna ou my lewensmentor, my life coach, ou Claudius, baie cool om iemand soos dit in jou lewe te hê. En ouens, laaste ding, jy kan nie Amerika aanpak sonder die Here nie. Jy gaan moeilik deur Amerika 'n seisoen maak as jy nie 'n pad saam met die Here stap en vir hom vra om jou te help nie. Vir die deurbraak, vir geleentheid, vir beter omstandighede, vir 'n beter attitude. En ouens, onthou net, moenie altyd net 'n receiver wil wees nie. Draai bietjie om daai mindset, be a giver. En dankie vir julle en ons gesels gou weer en sien julle in die volgende video of die volgende episode oor werk in Amerika. Dankie.